Vrees is een van daardie dinge wat dikwels homself tuis maak in ons binneste. Vrees knaag en vreet in die geheim al die bande weg wat 'n mens aan God en aan ander bind. En wanneer ons dan in nood na hierdie bande gryp en daaraan probeer vashou, dan breek dit. Vrees loer ons in die gesig en sê, hier is ons alleen, net ek en jy. En ek gaan jou nou my ware gesig wys. En ons het dikwels vrese vir 'n belangrike besluit, verlies van jou werk, vrees vir 'n siekte, vrees vir dit waaraan jy verslaaf is, vrees vir skande, vrees vir ander mense, vrees om 'n nuwe toekoms in te gaan, vrees om te sterf. Ons het al hierdie vrese oor ons kinders en ons kleinkinders. En ons het die antwoord op vrese. Ons weet dat Jesus Christus ons kan vrymaak van ons vrese. Ons weet dat hy die antwoord is. Dit is maklik om daardie belydenis te sê in die kerk of tussen gelowiges. Maar wat van as jy in 'n skuit in die oop see is, wat in 'n ewige stryd gewikkel is met golwe? En die stormwinde word elke minuut al hoe harder en die skuit is maar klein. En dit word rondgeslinger soos 'n speelding. En die lug word donker. En jou krag om te roei word al hoe minder. Ons lees van so 'n geval in Matteus 8, daarvan vers 23. Die disippels wat in hierdie storm is, op hierdie skuit. Jesus is saam met hulle, maar hy slaap. En vrees neem oorhand by hulle. En in hulle vrees doen hulle die regte ding. Hulle maak Jesus wakker. Hulle neem hulle vrees na hom toe. Beangs maak hulle hom wakker en sê, kyk hierdie storm. Ons is besig om te vergaan. En dan vra hy vir hulle, hoekom is julle klein gelowig? Hy spreek nie eers die storm aan en dan vra hy nie. Hy bespreek eers hulle vrese aan, voordat hy die storm stil maak. En ek dink daar's 'n stukkie teleurstelling by Jesus oor sy disippels. Weet julle nie dat julle in God se hande is nie? Hoekom is julle bang? Hou goeie moed, wees sterk, ferm, volwasse, seker, selfversekerd. Moenie bewe van vrees nie. Moenie jou kop laat sak nie. Moenie net kla oor die slegte tye wat daar is nie. Want ek is in die skuit. En Christus is ook in jou lewe. Hy is ook in die skuit van jou lewe. Waarom sal ons dan nie na hom luister en nie glo nie? Dalk sê jy vir my, moenie met daai storie kom van glo en alles kom reg nie. Want wat gebeur as my omstandighede nie reg kom nie? Wat gebeur as die siekte nie genees nie? Is die Here dan nie groot genoeg nie? Of dalk goed genoeg nie? Hoekom het hy ander mense se storms gekalmeer en nie myne nie? Hoekom het hy verhoed dat ander mense se skuite nie sink nie, maar myne sink? Is daar dan fout met my geloof? Of dalk sê jy net, Here, ek wil glo, maar ek kan nie eenvoudig nie meer nie, die lyding is te groot. Hoor vandag mooi, moenie bekommerd wees oor jou geloof nie, of dit swak of sterk is nie. Kyk net na hom in wie jy glo. Praat met hom. Here, vermeerder my geloof. Die disippels het dit een keer gevra daar in Lukas 17 vers 5. Here, help ons. Ons het meer geloof nodig. En Jesus se antwoord was eenvoudig, al het julle net 'n geloof soos 'n klein mosterdsaadjie gehad. Vrees is die bose se net. Hy wil jou daarin vang. En sodra die bose ons bang gemaak het, ons verwar het, dan is ons in sy kloue. So moenie bang wees nie. Hou goeie moed. Is God nie groter as jou sonde nie? Is hy nie groter as jou omstandighede nie? Groter as jou vrese nie? Is hy nie reeds in jou toekoms nie? Glo in God. Here, versterk ons geloof. Dit gebeur baie keer dat ons omstandighede versleg. En baie keer is dit nie eens jou eie skuld nie. Maar wanneer jy in daardie omstandighede kom, wanneer jy niks het meer om op terug te val nie, weet dat God naby is.
dat hy vir jou sal bewaar. Moet dis nie in die ure van beproewing en versoeking, in die ure wanneer jy voel of jou lewe op die oop see in 'n storm is, moenie dan moed verloor nie. God is dan naby jou, nie ver van jou af nie. As 'n mens gaan kyk na die disippels, hulle die kalm see gesien, hulle was selfversekerd, hulle kan nie deurkom, en toe verander die omstandighede, en Jesus slaap. En in geloof moes hulle vasgehou het. Hulle het reeds gesien al die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Jy weet reeds wat die Here al vir jou gedoen het. Geloof is, maak nie saak of jy op 'n gunstige see is of in 'n storm nie. Maak nie saak of jy op ander mense se krag of jou eie krag moet staat maak nie. Glo alleen in God. Moenie na die omstandighede kyk nie. Moenie na jou eie krag kyk nie. Moenie na ander mense se krag kyk nie. Die enigste geloof wat nie by geloof is nie, en wat nie in te vrees teruggly nie, is geloof wat vashou aan die Here. Maak nie saak wat my omstandighede is nie. Jy hoef nie 'n slaaf van vrees te wees nie. Here, maak daardie geloof sterk in ons wat so min geloof het. Jesus bestraf die see en die storm en dit word dadelik kalm. Hy kan dit ook doen met jou omstandighede, dat daar 'n kalmte en 'n vrede in jou omstandighede sal inkom. Die disippels was verbaas en het gesê, watter soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. En ons kan hulle verbasing goed verstaan. Watter soort mens is dit, waarop vrees geen effek het nie? Wat die vrees van die menslike lewe oorwin het, die krag van vrees weggeneem het. As jy die antwoord op dit wil hê, gaan op jou knieë voor hom, bid, kyk na hom, die wonderwerker, en die antwoord sal wees, dit is hy, dit is God. Neem jou vrese na hom toe. Amen. Kom ons bid saam. Here, in ons omstandighede, en baie keer wat dit so versleg, dan voel ons geloof is op daarmee heen. En ons gebed vandag is net, Here, skenk ons weer geloof, dat ons in alles en in alle omstandighede sal bly kyk na U, U wat ons God is. Help vir ons daartoe. Ons bid dit in U heilige naam. Amen. Mag dit met jou goed gaan hierdie week. Mag jy die Here se seën en vrede ervaar. Ons gesels weer met mekaar. Totsiens.